Mag die Here ons seën, mag jy welkom wees, mag jy beleef dat die Here se genade oor ons baie groot is, en terwyl ons as gemeentefamilie so saam is, mag die Here sy seën oor ons uitspreek. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons net saam. Vader, U wat die hemele en die aarde geskaap het, Here, U glorie en groot krag kan ons nie begin om te verstaan nie. Maar die grootste skepingsdaad, glo ek, is die dag toe U vir ons die voorreg gegee het om die woord te kon leer ken. Toe U verlore mense nuut gemaak het, laat wedergebore word het. En dankie Here dat U ook U hart aan ons bekend gemaak het, dit laat opteken het in die skrifte. Here, hierdie Bybelboek wat ons vashou, is nie net 'n boek nie, ons erken dit. Dit is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En deur die eeue het hierdie woorde koperdeure en ystergrendels verbrysel, klipharte oopgebreek, sterk manne op hulle knieë gedryf, en U het gered. Here, ons gebed vandag is dat hierdie woorde weer presies dieselfde sal doen vandag, en dat ons in bewondering sal staan oor die krag wat hierdie woord het. Ons sal sommer reeds vir U dankie sê, want ons glo wat ons gebid het, is waar. Ons glo ook dat U dit sal doen, want ons glo dit is U wil. Daarom bid ons dit ook, Here, in die naam van ons Here Jesus, wat die dood reeds oorwin het. Maak ons ore nou oop, Here, en neem asseblief weg elke vorm van steuring, sodat ons U kan dien deur aandagtig te luister. Amen. Ons lees Handelinge hoofstuk 20, ons begin lees by vers 17. Net weer 'n gedeelte, weer eens dat ons die gedagte kan verfris. Ons het reeds verlede week na hierdie gedeelte gekyk, julle sal onthou. Ons tema was die evangelie het 'n kosbare effek op die harte en die lewens van God se kinders. En dis regtig waar so. Maar kom ons lees net weer dat ons net ons gedagtes verfris. Vers 17 by Handelinge 20. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: Julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge, wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, ook niks agtergehou het wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God, die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. Watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking by my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring in die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het.
om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daar moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die heiliges. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbeid die swakkes moet help. In die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van almal en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen. Veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei. Net tot sover. Die evangelie, hierdie woord van genade, wat ons net van gelees het, die kosbare effek op die harte en die lewens van God se kinders. Ons het verlede week 3 lesse geleer, uit hierdie teks uit, wat ek glo ons onthou, vers 32, as julle vinnig net daar wil kyk, hierdie woord van genade, hierdie evangelie, plaas die gelowige op sy vir God. Sit jou een kant neer, en hy bewaar jou vir die Here. Maar nog 'n ding wat hy doen, is dit bou ook die gelowige op. Wanneer jy seker maak dat jy die woord van die Here lief het, dat jy honger is daarna, en dit nie nalat, dan bou dit jou op. Dit is soos 'n huis. Die fondament word gelê, en dan bo op die fondament sit ons bakstene, aan mekaar verbind met baie sterk sement, sodat wanneer die moeilike tye kom, en die storms van die lewe, dan staan die huis sterk, hy kan nie omval nie. En so is hierdie woord van genade, so is hierdie evangelie ook in staat, om die kind van die Here standvastig te hou, bou ons op, sodat ons gereed sal wees by die koms van ons Here Jesus Christus. En dan natuurlik 'n baie mooi gedeelte waarna ons gekyk het, was die feit dat hierdie woord van genade, hierdie evangelie, gee vir ons 'n erfdeel. Onthou julle dit, die erfdeel, daai erfporsie. En julle sal onthou ons het vir mekaar gesê, ons is mede-erfgename saam met Christus. Dit wat Jesus ontvang het, dit ontvang ons. Ons vir ons 'n erfdeel weggelê, nie net die ewige lewe nie. Vriende, maar hier op aarde het ons al reeds oorwinning as 'n erfdeel, want Jesus het oorwin. Ons het al reeds die Heilige Gees wat in ons harte bly. Ons het 'n erfdeel. En ek loof die Here en ek eer hom dat hierdie woord van genade dit vir my gedoen het. En dis vers 32. En vandag wil ons so 'n klein bietjie spring, 'n bietjie meer prakties kyk na hierdie onderwerp wat ons hanteer het. Ons is nou by vers 33 en 34, en net as julle vergeet het, ons is besig met hierdie reeks in Handelinge, so dis nie 'n vers verklaring nie, dis 'n voëlvlug. Ons kyk net van bo af, by elke hoofstuk stop ons vir 'n oomblik, ons kies uit wat vir ons belangrik is, wat vir ons uitstaan vir nou, weet oor volgende jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, ons is dieselfde teks hanteer, mag iets anders dalk vir ons uitstaan, ons weet, dis hoekom die woord lewend is. Maar vir nou, vir 2025, in my maand, het hierdie vir ons uitgestaan. Hierdie woord van genade, hierdie evangelie wat so kosbaar en effek het op ons lewens. Maar nou wil ons prakties daarna kyk, en dis hoekom ek net stil staan by hierdie paar verse, en dan gaan ons afstap van hoofstuk 20 af. So by vers 33 tot 34 vind ek 'n baie praktiese voorbeeld. En die voorbeeld is die lewe van Paulus. Nou in Paulus se lewe sien ons 'n paar goed raak wat ons van kennis moet neem en wat ek dink net so belangrik is ook in
ons tyd as kinders van die Here, dat ons nie in die strikke trap nie. So die heel eerste praktiese ding wat ek opmerk met betrekking tot Paulus se voorbeeld vir ons om na te volg, is moenie ander se goed begeer nie. Moenie ander se goed begeer. En as jy nou daarna luister, sal jy dadelik onthou, dis die wet van die Here. In ons kerk sê ons nou nie elke Sondag die wet van die Here op Eksodus 20. Alhoewel ek dink dit 'n baie goeie idee sou wees. Dat ons net herinner word dat waar het God die standaard gestel. En die tweede tablet van sy wet, baie te maak met ons verhouding met ons medemens. En 'n groot gedeelte van daardie wet wat die Here in plek gesit het met betrekking tot ons verhouding met ons medemens, is om nie jou medemens se goed te begeer nie. En nou in ons tyd word daar baie gepraat van vleeslike begeertes. Jy mag nie na 'n vrou kyk om haar te begeer nie, vir die mans. En ons sonder daai een uit asof dit die begin en die einde is van daardie wet. Maar julle sal onthou, die Here het gesê, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, maar ook nie sy os of sy esel of enige iets wat van jou naaste is nie. Jy mag dit nie begeer nie. En Paulus in hierdie teks sê vir ons, hy het niks begeer van die mense met wie hy gewerk het en met wie hy die goeie nuus van Jesus gedeel het nie. En daar's 'n vers in die Bybel wat dit vir my geweldig mooi illustreer. En dit is Hebreërs 13 vers 5. Baie mooi. Die Hebreërs skrywer sê, nou luister aandagtig, vriende, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wat is die rede hoekom jy hier op aarde is? Waarvoor lewe jy? Wat is die ding wat so baie tyd en spasie in jou kop opneem? Is dit die salaris aan die einde van die maand? Is dit daai belegging wat jy weggelê het vir die eendag? Of die gebrek daaraan? Ek wonder of julle besef dat die gebrek aan geld en die oorvloed van geld kan presies dieselfde probleem in 'n mens se hart veroorsaak. Maar as jou kop so deurspek is met gedagtes oor geld en besittings en dinge, is jy besig om te oortree op die wet van die Here wat gesê het, jy moet tevrede wees met wat jy het. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, want wanneer dit vry van geldgierigheid is, dan sal jy nie die tweede tablet van die Here se wet oortree nie, om jou naaste se goed te begin begeer nie. Die teks gaan verder en dit sê, wees tevrede met wat julle het. Kan julle sien, daar is jou antwoord. Wees tevrede met wat julle het. So het jy min? Sit jy vandag hier met gebrek aan die voete van Jesus? Dan sê Jesus, jy moet tevrede wees. Sit jy vandag hier met baie, want hier is sommige hier wat baie het, dan sê Jesus, jy moet tevrede wees met wat jy het. Het is interessant, wanneer dit kom by finansies en geld, is dit nooit genoeg nie. Die ou wat baie het, dink, ek het te min, en hy wil nog hê. En die ou wat te min het, dink, ek het te min, ek wil meer hê. En albei van dit is ewe erg. Wees tevrede met wat jy het. Dan gaan hy verder, en hy sê 'n baie mooi ding, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So hoekom moet ons nie bekommer oor die aardse dinge nie? Hoekom moet ons soos Paulus wees wat sê, ek het niemand van julle se goed begeer? Moet ons nou maar net tevrede wees omdat die Here dit sê? Nee, die antwoord is in die teks. Die antwoord sê, ek sal jou nooit begeer en jou nooit verlaat nie. Jesus sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En wanneer jy begin wonder en twyfel en begeer, dan vergeet jy dat Jesus gesê het, ek is by jou. Jy ontken dat hy die Almagtige is. Jy ontken dat hy oral is. Jy ontken sy betrokkenheid in jou lewe.
as jy jou naaste se goed begin begeer. Wanneer jou hart begin hinker na die dinge wat iemand anders het, wat jy so graag wil hê, dan is jy al klaar op baie dun ys. En ook wanneer jou gedagtes vasgevang raak in hierdie begeerte na die dinge wat iemand anders mee geseën is, sê dit ook geweldig baie van jou verhouding met die Here Jesus Christus. Want dieselfde God wat vir jou naaste geseën het met daai goed, is presies dieselfde God wat jou geseën het met jou goed. En as jy teenoor hom sê, Here, ek is nie tevrede nie, is jy op baie dun ys. En as jy nie waardeer en koester wat die Here aan jou toevertrou het nie, dan verstaan jy nie hierdie woord van genade nie en nog minder die evangelie van Jesus Christus. Hoekom sê ek dit? Wat is die waardevolste wat jy in hierdie lewe het? Dink gou, mag gou lys. Die waardevolste wat jy het. Vir baie mense gaan ons gedagtes dadelik na een of ander item, of 'n ding wat in die bank is, of iets wat waardevol is, miskien familie selfs, vriende. Wat behoort ons waardevolste wees hier op aarde? Is dit nie die Here Jesus nie? Is dit nie ons wedergeboorte nie? Is dit nie ons kindskap in Christus van God ons hemelse Vader nie? En is dit nie so dat wanneer Jesus alles in jou word, dan het jy niks meer nodig? Is dit nie so dat wanneer Jesus die kruin van jou lewe is, jou waardevolste, dan kan jy verloor wat ook al jy het. Jy kan alles verloor. Maar as jy Jesus het jy niks verloor nie. Want wanneer ek vandag sterwe, dan los ek in elk geval al die goedjies wat vir my so waardevol is agter. Maar as jy vandag sterwe en jou waarde was in jou aardse goed en nie in Jesus, dan mis jy die ewigheid. Dan mis jy alles. Kan julle sien hoe kom Paulus sê, ek het niemand van julle se goed begeer nie, en dis baie moeilik. Want 'n dominee doen besoekwerk by van die rykste van die rykste van die rykste mense. En hy doen ook besoekwerk in die township en in die arm gedeeltes van die dorp. En hy kan so maklik by homself dink, joh, ek kan hom doen met daai ding. Hy kan so maklik by homself dink, jong, weet jy, as hierdie ryk ou maar net 'n bietjie wou gee vir die ou daaronder in die township, dan sal ons mos nou die speelveld gelyk maak. Maar Jesus sê, moenie. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kan julle Matteus 6 onthou? Waar Jesus sê, soek eers die koninkryk. In die vorige gedeelte het hy alles opgenoem wat aardse goeders is. En hy sê, jou fokus moenie daar wees. Dis tydelik. Dis materieel. Dit bly agter. Dis nie verkeerd nie. Dit moet net nie jou waardevolste wees. God se onbeweeglike bemoediging en goeie nuus vir elkeen van sy kinders is dit: ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Paulus se lewe was 'n klinkklare bewys van hierdie waarheid. Hy sê dit dan ook vers 33: niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie. Wees versigtig waarop jou fokus is. En daar's 'n ander waarheid, voorbeeld wat ons uit Paulus se lewe kry, wat ek dink net so waar is, en bemoedigend vir ons, en dalk 'n aanmoediging vir sommige waarskuwing, is moenie ledig rondsit nie. Moenie ledig rondsit nie. Ons het Afrikaanse spreekwoord, ek weet nie of julle hom ken nie, van ledigheid. Ledigheid is die duiwel se oorkussing.
Want wanneer iemand ledig is, nou oorkussing, wat is 'n oorkussing? En nou is jy doodstil. Dis die kussing waarop jy jou kop neerlê wanneer jy gaan slaap in die aand. Dis nie 'n klein kussingkie vir jou hoor nie. Dis die kussing waarop jy lê en slaap in die aand. Sagte plekkie vir jou kop. Dis nie soos 'n klip waarop jy jou kop moet neersit nie. Nee. So ledigheid is die duiwel se oorkussing. Wat sê dit vir ons? Die duiwel slaap. Die duiwel is rustig wanneer jy ledig rondsit. Hoekom is hy rustig wanneer ons ledig rondsit? Die duiwel weet wanneer jy ledig rondsit, is jy up to no good. Jy beteken niks vir enigiemand. Nie vir die Here nie, nie vir die duiwel nie, en nie vir 'n mens nie. En daarom kan hy rus. Gaan jy nie lastig val nie. Nou Salomo was mos nou weer Dawid se seun, né? Hy het nogal 'n wonderlike ding gesê. Hy het so duidelik vir ons uitgestippel. Hy sê vir ons daar in Spreuke 24 vers 30 tot 34. Julle kan saam met my blaai as julle wil. As jy nuuskierig is. Partykeer tel 'n mens nogal iets op terwyl jy dominee daar lees, en sien jou oog iets anderste. Spreuke 24. Salomo sê vers 30 tot 34. Ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens. En kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings. In 'n ander woorde, hy het nie bossies uitgetrek nie. Sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. Ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk. Interessant, ek sien hom soms toe hy verbyloop, hy kom so tot stilstaan. Dis asof hy sy kop so skud en hy kan dit nie glo nie. En ek het lering aangeneem. Nog 'n bietjie slaap. Nog 'n bietjie sluimer en nou, die ou mense like dit so dat ek nou hierdie versie lees. Maar ons moet maar almal luister. Nog 'n bietjie slaap. Nog 'n bietjie sluimer. Nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Kan ek net by wyse van hande sien, wie van julle is al oorval deur skelms? Dit's 'n nare gevoel, né? Dit's 'n nare gevoel. Jy het dit nie verwag nie. Dit was net so. Uit die bloute. Toe jy weer kyk. Toe staan hulle voor jou. Moenie hierdie versie te gemaklik lees nie, hoor. Dan kom jou armoede aangeloop. Nou dink ek is okay, dit is so lekker strompelend, ek sien op daar ver aankom. Nee. En jou gebrek soos 'n gewapende man. Ons moet mooi luister. Nou wanneer ons die lewe van die apostel Paulus navors en die effek wat dit gehad het op die verspreiding van die goeie nuus, die evangelie, dan sou ons bo alle waarskynlikheid uitvind, agterkom dat die grootste hoeveelheid Christene wêreldwyd deur die eeue hulle saligheid te danke het aan juis Paulus, die apostel. Sy bereidheid om uit te gaan en alles prys te gee. En in elke stad waar hy gekom het, hierdie gesindheid te hê. Hy het nie ledig rondgesit nie. Hoekom sê ek dit? Julle sê, Domie, jy praat nie baie daaroor. Ons het dit gelees. Vers 33 sê, niemand se silwer of goud of klere het ek begeer. Maar kyk wat sê hy na dit. Maar julle weet self, dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Paulus het nie ledig rondgesit nie.
Paulus het hard gewerk om te voorsien, maar Paulus het ook hard gewerk om die evangelie te verkondig. Miskien nog iets wat ons uit hierdie teks kan uithaal in terme van die lewe van die apostel Paulus, vers 34, dalk ook daar vas staan vir 'n oomblik, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ons lees maar vers 35 ook by. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. So die laaste gedagte wat ek na vore bring vandag, vriende, is moenie synig wees nie. Moet asseblief nie synig wees nie. So dadelik dink ons aan tasbare goed, want dit is natuurlik die dinge waarvan die apostel Paulus praat. Nie net het hy sy lewe uitgestort in die prediking van die evangelie nie, maar hy het ook met sy hande hard gewerk om homself te onderhou. En soos hy sê, om die mense te onderhou wat saam met hom was. Nou weer eens moet ek vandag so 'n bietjie persoonlik raak en vir jou vra, is jy 'n vrygewige mens? Ons kan so maklik die teks hanteer en sê, dis wat moet wees, ons moet nie synig wees nie. Ja, ons is nie synig nie, ons gee vrymoediglik, ons is nie skaam nie. Maar die vraag is jy 'n vrygewige persoon? Waar lê die grense van jou vrygewigheid? Miskien moet ons dit prakties maak. Net met 'n vraagie. Wat is daar in jou lewe wat jy nie bereid is om te deel? Ek praat van goed. Ek praat van tyd, spasie, jouself, geld, bates. Wat is daar in jou lewe wat jy nie bereid is om te deel nie? Wanneer dit kom by die koninkryk van ons Here Jesus nie, julle moenie bang wees nie. Ek gaan nie nou sê die sakkies is reg, julle nou al julle horlosies, julle geld, julle beursies bring nie. Want dis presies wat hulle doen. Hulle maak die mense sag, hulle kom met daai skuldgevoel. En dan sê hulle, kom, bring alles, sit dit hier voor. Dis nie wat ek gaan doen. Ek wil net hê jy moet eerlik met die Here Jesus wees. Sou jy vandag bereid wees om daai grens van jou vrygewigheid te skuif? Om te sê, Here Jesus, ek het altyd die lyn hier getrek en gedink, dis mos maar myne. Dis my wêreld, dis waarmee U vir my geseën het. Ek het hard gewerk hiervoor. So, dis vir my huis. Maar Here Jesus, ek besef vandag vanuit die woord, ek besef vandag vanuit die voorbeeld van die apostel Paulus, dat ek het in elk geval in hierdie lewe niks nie. As dit nie vir U was nie, het ek niks gehad nie. En as ek vandag sterwe, Here, al die dinge waar ek die grenslyne getrek het, bly net hier agter. Dis nie meer myne nie. Iemand anders gaan dit vat. Vader, van vandag af geskuif ek hierdie grenslyne. En al wat ek nie gaan deel nie. Al wat ek nie gaan deel nie is hierdie private, intieme samesyn wat ek met U het. My binnekamer deel ek nie. My tye van gebed met U deel ek nie. Dis ek en U, maar die res, Here, ek skryf dit af vandag. As U dit nodig het, vat dit. As iemand by my wil kom bly, terwille van die koninkryk, my huis is gereed. As U my geld wil vat, Here, gee dit. As U van my tyd wil kom neem, Here, vat dit. Here, as U van my krag wil gebruik in die koninkryk, ek gee dit. Ek verlê die grenslyne. Dit behoort nou aan U. Ek weet nie of julle weggeblaai het van Spreuke af nie. In Spreuke 19 vers 17 is daar 'n baie mooi teks. Spreuke 19 vers 17. Kyk hoe mooi stel die Spreuke skrywer dit. Hy sê, wie hom ontferm oor die arme. Ek love hierdie teks. Ek het nog altyd van hierdie teks baie gehou. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here.
Ons hou daarvan om ietsie weg te sit in 'n spaarrekening of 'n 32-day notice of een van daai tipe goed, né? Dis lekker, dit is vas, jy kan nie dit weer terugvat nie. Behalwe as jy 7 dae kennis gee of so iets. Wie hom oor die arme ontferm, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergeld. Kyk mooi waar jy jou bates belê. Baie van ons het die geneigtheid in hierdie humanistiese wêreld om ons bates net in ons eie rekening te belê. Maar wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here. En laat ek net gou vinnige grenslyn wel trek, net vir die wat dalk die fout gaan maak. Hierdie beteken nie dat jy vir almal geldjie moet gee wat 'n geldjie vra. Want die oorgrootste meerderheid in ons tyd wat vir 'n geldjie vra, wil nie werk nie. En die Bybel sê as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. En ons gee hulle kos omdat jy sleg voel. Hou op sleg voel. As hy nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Hy moet van elende vergaan op die straat. En besef hy die Here nodig. Hy moet die Here regmaak. Dan sal die Here voorsien. So hou op emosioneel sleg voel. Maar daar is 'n arme wat die Here dien. Daar is 'n arme wat voortstrompel, wat sukkel, kind van die Here. Wie hom ontferm oor die arme wat wil werk, kan ek byvoeg, net laat ons verstaan. Hy leen aan die Here. Dit sal terugkom na jou toe. Want wanneer jy eendag van hierdie aardse losgemaak word, jy staan in glorie voor die Here, dan sal jy sien hoe jou belegging weggelê is. En ons almal sal in heerlikheid en vreugde voor die Here wees. Maar vriende, ons moenie uit die oog verloor nie, die saak is baie dieper. Paulus was bereid om sy lewe in gevaar te stel ter wille van die verkondiging van die goeie nuus. Tot watter uiterstes sou ons bereid wees om te gaan ter wille van die goeie nuus waaraan ek my redding te dankie het? Wat sou jy doen? Hoe ver sou jy gaan? Wat sou jy prysgee? So nou praat ons van goed. Maar mag ek vir jou net een ding sê? Miskien gaan dit jou laat dink. Moenie suinig wees met jou vrymoedigheid ten opsigte van die evangelie nie. Miskien verlê jy jou grenslyne vandag en sê, Dominee, ek het vir die Here gesê, ek het hier deur die Heilige Gees bely, ek skuif my grenslyne, ek is nou bereid om hierdie goed te gee wat ek voorheen nie wou gee nie. Maar daar's 'n ander vlak waarop ons suinig is, en dit is ons getuienis. Dit is die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus. Ons is suinig daarmee. En ek praat nie van die getuienis van, die Here is goed vir my, die Here het vir my wonderwerk gedoen, die Here het my gesond gemaak, die Here het my gebless met hierdie ding waar ek gebid het, en toe gebeur dit. Dis mooi getuienisse vir 'n Woensdag aand waar ons by mekaar kom, mekaar bemoedig, die Here is getrou, die Here lewe, die Here is daar, die Here seën ons. Ek praat van Maandag tot Sondag wanneer jy beskikbaar is om deur die Here gebruik te word. In die winkel, by jou werksplek, tussen jou vriende, by die familie, op elke plek waar jy jou voete neersit. Of jy bereid is om daar die lig van die Here Jesus te weerkaats. En ek dink in 'n groot mate, vriende, in 'n groot mate, het ons as kerk suinig geraak vir die evangelie. Want Dominee, jy preek dit mos Sondag. Ons deel dit met mekaar, die goeie nuus van Jesus. Het julle gesien in die laaste 16 jaar hoeveel mense hier tot bekering kom in die erediens? Gee my die statistieke. Het julle gesien hoeveel keer in 16 jaar wat ek en Ronelli is, het iemand uitgekom vorentoe en trane kom bid en met die Here reggemaak? Hoeveel was daar? 0. Ek praat nie van die hoeveelheid wat na die diens bearbei is
En die hoeveelheid wat in die week na Jesus toe gelei is en wedergeboorte gesmaak het. Ek praat van hoeveel mense het hier tot bekering gekom en wedergebore geraak. Vir alle praktiese redes en volgens statistieke 0. So moenie hierdie die platform sien as evangelisasie. Evangelisasie is daar buite. En ongelukkig is ons synig. Die rede hoekom ek dit sê, en ek gaan vir jou volgende vraag vra, die volgende opmerking. Hoeveel mense het jy na Jesus toe gelei in die laaste 16 jaar? Met hoeveel mense het jy die goeie nuus gedeel dat Jesus Christus, die Seun van God, die beloofde Messias is, dat hy aarde toe gekom het, 'n sondelose lewe gelewe het, dat hy gekom het om te dien, sy lewe afgelê het, vrywilliglik aan die wrede kruis uitgesterwe het onder wrede mense, en dat hy 3 dae dood was en opgestaan het op die 3de dag. Dat hy nie net opgestaan het op die 3de dag nie, maar dat hy opgevaar het hemel toe, gaan sit het aan die regterhand van die Vader, van waar hy weer sal kom om sy kinders te kom haal. Aan hoeveel mense het jy hierdie goeie nuus vertel? Vir hoeveel mense het jy vertel dat daar 'n wet van God is, wat hulle samesyn met God skei? Nee, ons is geneig om te praat oor die algemeenhede. Ons hoor iemand sê iets in die Bybel, en o ja, die Here is so goed vir ons, en jy dink jy het getuig. As iemand nie aan die kaak gestel is nie, as iemand nie besef het, hy is skuldig teenoor 'n heilige God nie, dan het jou evangelisasie nie op die regte plek begin. So in die laaste 16 jaar vra ek jou, hoeveel mense het jy na Jesus gelei? Ek praat net van die tyd wat ek Donelli is. Ek praat nie van jou hele lewe nie. Want dit is tog die evangelie wat ons verkondig in hierdie kerk, waar dat ons disippels van Jesus is wat moet uitgaan. So nou maak ek my punt. Dit is nou 'n lang aanloop. As ons die voorreg gehad het om deur God gebruik te gewees het, dat ons beskikbaar was om hierdie werk te volbring waartoe hy ons geroep het, dan sou ons deel wees van die verkondiging van die evangelie. Dan sou dit ook wees dat mense in daai tydperk gered is deur die Here. Dan sou dit gebeur het dat daai mense jou disipel geword het en dat jy op 'n gereelde basis saam met hulle gesit het met die woord van die Here om hulle te mentor op hulle wandeling en pad saam met Jesus. En dit sou ook gebeur het dat jy vir daardie persoon gesê het, weet jy wat, ek ken 'n plek waar die goeie nuus en suiwerheid verkondig word, kom saam met my. Dat ons Sondag die Here kan dien, saam met al God se ander kinders. Ek is redelik oortuig dat weinig van julle, want ek weet hoe lief julle vir die gemeente is, ek is redelik 100% oortuig dat nie een van julle sal iemand na Jesus toelei, hulle disipel en mentor oor 'n tydperk van 3 jaar, soos Paulus sê, en vir hulle sê, weet jy wat, ek ken 'n goeie kerk, die af in William Moffat is daar 'n kerk met die naam van Word of Faith. Ek dink jy moet daar gaan aansluit en 'n lidmaat word. Wie van julle sou dit doen? Ek kry skaam om te dink dat daar iemand sou wees. Niemand van julle sou dit doen. So as ons dan betrokke was by die evangelie soos wat dit Jesus se hart sou bly maak, dan sou ek dink dat jou disipel saam met jou gaan begin kerk toe kom. En oor 16 jaar sê ons, dis nou my statistiek, so dit sit my aan die kaak, hoeveel bekeerlinge hiervoor vanuit die prediking? 0. Maar nou skuif ons die fokus. Hoeveel bekeerlinge wat by Jesus gekom het, wat jou disipel geword het, het saam met jou begin kerk toe kom. Wat is daai getal? Is dit nie maar ook 0 nie? Paulus sê ek was nie synig nie. Sy lewe bevestig dit. Om die waarheid te sê, vriende, as dit nie vir Paulus was nie, het julle nie vandag 'n dominee gehad wat hier staan met die naam Tian. Dalk 'n ander een, maar ek sou nie hier wees nie. Ek sê dankie Jesus. En dankie Paulus vir jou bereidwilligheid.
Handelinge 20 vers 35, ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help. Die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Glimlag vir my. Sê vir my, dis lekker om te gee. Dis lekker om te gee. As ek vir my vrou blomme gee, dan glimlag sy. Dis lekker om te gee. Ons gister 'n geskenk afgelaai by die kerk, die een van ons dierbare lidmate. Dis lekker om te gee. Dis iets van jou skouers af, jy worry nie meer oor daai ding. Maar dink hoe lekker is dit om die evangelie te gee. Om te sien hoe die Here mense se lewens transformeer. Alle eer aan die Here, dis nie ons nie. Dis God. Hy doen daai werk. Maar ons moenie synig wees nie. Moenie synig wees nie. Amen. Stem julle saam? As jy saamstem, sê jy amen. Anders moet jy nie. Ek dink julle kan sien, vriende, dat die evangelie, die woord van waarheid, het 'n kosbare effek op die harte en lewens van die kinders van God. My gebed is dat van vandag af die Here ons kerk sal transformeer om te wees wat sy hart bly maak. Amen. Vader, ons het geluister na 'n baie streng woord. Dit is nie 'n kwaai woord, dit is 'n streng woord. Want u woord is tog skerp. As dit nie skerp was nie, dan was dit stomp. En ons weet u woord is nie stomp nie. En daarom, Here, wil ons u naam groot maak. Ons wil vir u dankie sê dat u woord na soveel 1000 jare nog steeds skerp is. Dis nie soos my knipmes nie. Ek moet hom gereeld skerp maak. U woord het nie nodig om skerp gemaak te word nie, want u Gees dryf dit. En die Gees het vandag vir ons uitgewys waar ons skuldig staan. Maar die Gees het ook vir ons uitgewys dat ons Here Jesus Christus is ons hulp en krag en sterkte. Die Gees het in ons harte vir ons bevestig dat ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. En dat hierdie woord wat waar is, in staat is om ons op te bou, om ons gereed te hou, om ons 'n erfdeel te gee. Maar dat hierdie woord van waarheid ook ons krag is, die bloed in ons are, die suurstof in ons longe, om uit te gaan en onverskrokke getuies, disippels en mentors te wees van die reddende genade van ons Here Jesus Christus. En dankie dat u vandag ons grenslyne uitgedaag het. Ek bid, Here, ek vra in Jesus se naam, help ons en gee ons die krag om hierdie dinge te doen, want ons weet, Here, in ons eie krag kan ons nie, ons is swak, maar u is sterk. Ons het gesing voor die tyd, soos 'n hert, 'n wildspok, wat smag na waterstrome, so smag my siel na u. Here, mag dit nou voortaan ons werklike belydenis wees, dat ons niks anders wil doen en sê en leef as Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Help ons, Here.